by inklinasiehoek, dis 'n lekker enetjie, ek's mal daaroor. Daar is so 2 of 3 maniere wat hulle hom vir jou vra, maar wat belangrik is, sodra jy die woord inklinasiehoek hoor, dan dink jy dadelik gradiënt. Die tweeetjies gaan hand aan hand, so dis verskriklik belangrik dat jy dit onthou. Alright, so, wanneer jy hoor inklinasiehoek, dan gaan skryf jy dadelik hierdie vergelykingkie neer, wat vir my sê, die tan van theta is gelyk aan m. Dis jou go-to. Dit sê vir my, hulle gaan vir jou een van die twee gee, jy kan maar weet. Jy gaan of die gradiënt kry, en dan moet jy vir theta gaan uitwerk, dis hulle gewoonlik hulle go-to, of wat jy kan doen is, hulle gaan vir my vir theta gee, en dan moet jy weet, jy kan actually my gradiënt gaan uitwerk, so dit gaan albei kante toe, dis hoekom ek die 2 handjies gesit het, dit gaan weerskante toe. Alright, so kom ons gaan kyk hoe hulle dit vir jou vra. So, wat belangrik is eers om te weet wat 'n inklinasiehoek is. 'n Inklinasiehoek is maar net eintlik die hoek wat my lyn maak met die positiewe x-as. So dit sê vir my, hierdie gedeeltetjie sal my theta wees. Dit is my inklinasiehoek. Dis die hoek wat hy maak met die x-as, die positiewe x-as, dit sê maar net vir my daarso van die regterkant af. En dan dieselfde hierdie kant, hier is my inklinasiehoek, dit sal die theta wees, die hoek wat hy maak met die positiewe x-as. Alright. So, kom ons gaan kyk hoe hulle dit vir my vra. Hulle vra hier vir my bereken die waarde van theta. Okay, so kom ons kyk wat het ons. Ons sien eerste, en hierdie is, kan jy maar weet, jou go-to vir wat jy gaan doen met hierdie goed, nee, soek altyd eers 'n lyn wat sny met die x-as, of 'n lyn wat sny met 'n lyn wat parallel is aan die x-as. Dit is jou go-to. So ek sien 'n rooi lyn daar, en dan sien ek 'n blou lyn daar. Dis my 2 lyne wat sny met 'n x-as. Dis altyd jou go-to. So kom ons werk eers met die rooie. Hy lyk lekker. So ek sien daai. Julle sien, ek kan nog nie vir theta gaan bereken nie, want theta is daar deur bo, hy het niks te doen met 'n x-as, 'n y-as, daar's net niks nie. So jy begin altyd met die hoeke wat dit maak op die x-as, en dan gaan vul jy jou prentjie in. Alright, soos ek sê, hierdie is baie mooi uiteengesit vir jou in die opsommings, jy kan maar net gaan kyk, dit is stap vir stap gedoen met prentjies en alles. Alright, so ons gaan kyk. Ek sien hierdie gedeeltetjie, dadelik gaan skryf ek my formule om te sê die tan, in hierdie geval gebruik ek alpha, is gelyk aan m. My m represent my gradiënt. My gradiënt van hierdie lyn, daai rooi gedeeltetjie, het hulle dan vir my gegee as 1. So ek kan gaan skryf die tan van alpha is gelyk aan 1, en om dan vir alpha apart te kry, dan moet jy mos sê shift. So jy gaan sê shift tan van 1 is alpha, en dan kry jy jou alpha hier as 45 grade. Ok, so ek het hierdie enetjie nou as 45 grade gaan kry. Great. Volgende stapie. Nou sien ek hierso aan die blou gedeelte, hierdie lyn sny ook met my x-as, en ek sien ek het my inklinasiehoek wat daarso loop. Alright, sodra jy werk met inklinasiehoek, gaan skryf ek my formule neer. My formule sê vir my, die tan van, in hierdie geval werk ek met 'n beta, is gelyk aan m, en nou gaan soek ek sy gradiënt. Die gradiënt van daai lyn is -2. So jy gaan skryf, die tan van beta is gelyk aan -2. En nou hierdie is belangrik, jy mag nooit 'n shift saam met 'n negatief gaan insit nie, dit is 'n no-go daai. Alright, so daar's 2 maniere wat jy dit kan doen. Jy kan eers net gaan sê, shift tan van 'n 2, en dan wat ook al my antwoord is, dan gaan sê ek 180 grade minus wat ook al daai antwoord is. Jy gaan met jou negatief met inklinasiehoek, gaan jy altyd werk met 180 grade minus, that's it. Ek hou daarvan om sommer net dadelik te gaan sê, oordat ek weet dit is negatief, ek hou daarvan om dadelik te gaan sê, ek weet ek moet gaan sê 180 grade minus, dan gaan sê ek shift tan van 2. So, sodra ek sien negatief, dan gaan skryf ek hom net met die 180 grade minus. En dan kry jy dadelik jou antwoord vir beta, dan is hy 'n pragtige 116 grade. Nou hierdie is in die opsommings vir jou mooi gesit. Ek weet ek skryf nou nie so mooi nie, maar in die opsommings is dit darem mooier geskryf. 116,57 grade. Alright. Nou het ek vir my 45
en ek het my 116. So nou is daar 'n paar maniere hoe jy dit nou kan gaan doen. Jy kan nie langer pad volg om te sê, okay, ek wil gaan werk met hoeke op 'n reguit lyn. So as hy 116 is, dan sê jy mos net 180 grade minus dit, en dan kry ek 180 minus 116.57, dan kry jy hom as 'n 63,43 grade. Alright, en dan kan jy gaan werk met 'n pragtige binnehoeke van 'n driehoek as jy wil, om te sê, die 1 plus die 63 plus theta is gelyk aan 180 grade. Ander manier wat jy kan gaan doen, is om te gaan sê, theta plus 45, hierdie is baie vinniger, is gelyk aan daai 116. Dis die formule wat ek op jou opsommings ook gesit het. Ons gaan werk met die buitehoek van 'n driehoek, onthou jy moet jou rede ook sit. My buitehoek van 'n driehoek sê mos vir my daai 1 plus daai 1 is gelyk aan daai 1. Die prentjie wat julle ken van graad 9 af is so tipe prentjie wat vir my sê hierdie 1 plus daai 1 is gelyk aan daai ouetjie. Dis die prentjie wat julle gewoonlik ken. Okay. En dan kry ek my antwoord vir theta as 'n pragtige 71,57 grade. Alright. En dis hoe ons daai doen. Okay, volgende. Nou sê hulle weer vir my bereken vir theta. So ek weet, die go-to met hierdie wat ek eers gaan doen is ek gaan kry vir my 'n lyn wat sny met die x-as. Ek sien daar het ek 'n perslyn en dan het ek 'n groen lyn aan hierdie kant. Dis my twee lyne, so dis die twee waarmee ek gaan werk. So kom ons kyk gou. Eerste gaan ons gaan werk sommer met die groen enetjie. So my groen een, die lyn wat hierdie groen lyn maak met die positiewe x-as is hierdie stukkie groen. So dit is nou in hierdie geval noem hulle hom 'n x. Okay. So dit is my groen lynsin en hier is sy vergelyking. So ek kan sien omdat dit 'n negatiewe gradiënt is, ek gaan sommer net dadelik begin deur te sê 180 grade minus shift dan 1. Onthou ek het gesê by die vorige een, sodra jy negatief sien, dan weet jy gaan moet sê 180 minus, want jy mag nooit 'n shift saam met 'n negatief 1 byvoorbeeld gaan sit nie. So dis die vinnigste manier. Ek hou daarvan om dit so te doen, en dan kry jy hom as 135 grade. Hierdie stukkie wat ons het as x is dan 135 grade. Alright, nou gaan kyk ons hier na die blou lyn. Die blou lyn, onthou jy doel is altyd kry 'n lyn wat sny met jou x-as en dan is daai gedeeltetjie hierso jou inklinasiehoek. So dit is jou go-to. So ek skryf maar my formuletjie eers neer om te sê die tan van, in hierdie geval werk ek met 'n beta, die tan van beta is gelyk aan m. En hierdie m is daarom 'n mooi 3, want dis die lyn, dis sy lyn, dis sy vergelyking. So jy kan net gaan sê die tan van beta is gelyk aan 3, en dan gaan sê jy shift tan tot die mag minus 1 van 3, gooi daai in jou calculator in, en dan gaan jy hierdie enetjie kry, hierdie beta, kry ek dan as 'n 71,56. So hy is 71,56 grade. Alright, kyk gou wat gebeur nou. Hulle vra vir my, ek soek hierdie A, maar daai A, want ek gaan vir alfa nodig hê, want ek soek eventually vir theta. So, daar's regtig eintlik 'n klomp maniere hoe mens daarby kan uitkom. Ek gaan sommer net nou vir theta gaan uitwerk, want as ek gaan sê, hierdie hele groot stukkie is 135 grade, en hierdie klein chunk is 71 grade, as ek dit gaan minus, dan weet ek mos gaan ek vir alfa kry. So jy gaan tik in jou calculator in 135 minus 71,56 grade. Dit gaan vir my die alfa gee in daai geval. Dan kry jy hom as 63,43 grade. Boom. En omdat alfa 63,43 is, dan kan ek ook gaan sê my theta is 63,43. Julle kan sien, dit vorm 'n baie mooi regoorstaande hoeke. Om te sê, daai tweeetjies is dan dieselfde, onthou net om jou rede ook by te gee asseblief. Alright, so daar is jou antwoord. Okay, volgende enetjie. Dis nou die ander manier wat hulle om vir jou vra, dis definitief een van my gunstelinge. So, kyk gou wat hulle gee vir my inligting. Hulle sê vir my, bereken die vergelyking van f. So ek soek op die ouend hierdie een, my groen lyn se vergelyking.
Okay, inligting wat hulle vir my gee, ek het 'n lyntjie hierso, wat met my x-as sny. Onthou, jou doel is altyd met inklinasiehoek en daai tipe goed. Jy soek 'n lyn wat sny met jou x-as. Okay, so ek sien ek het daai enetjie en ek het 'n alfa hier. So ek weet ek gaan al klaar ietsie kan doen. So ek gaan net so lank my formule neerskryf om te sê die tan van alfa is gelyk aan m en dan my m in hierdie geval gaan 4/3 wees. So ek gaan dit maar net so lank neerskryf. Ek kan dit eintlik al so lank uitwerk ook, want dis net shift tan 4/3. Onthou, dis mooi in die opsommings uitgesit. Dan kry ek my waarde vir alfa as 53,13. Dis sommer net 'n golden nugget wat hulle al dadelik vir my gegee het. Alright, ek het nog nie die res van my vraag gaan lees nie. Hulle sê vir my, okay, ek weet wat is B. Hulle sê ons gee vir jou vir B, daar is B, en ek soek die vergelyking van daai reguit lyn. So, as jy dink die vergelyking van 'n reguit lyn, dis nou hierdie groen lyn. Ons weet die vergelyking van die reguit lyn sê y is gelyk aan mx plus c. En ons weet, die eerste ding wat jy altyd doen van 'n reguit lyn is jy bepaal sy gradiënt. Okay. Hier het hulle vir my geen ander koördinate gegee nie. Ek het absoluut niks nie, maar ek werk met inklinasiehoeke. So sodra jy met inklinasiehoeke werk, dan gaan skryf jy jou formule neer wat vir my gaan sê die tan van theta is gelyk aan m. Dis jou go-to. So dit sê eintlik vir my, okay, as ek vir theta kan kry, hierdie gaan nou my theta represent. As ek hierdie hoekie kan kry, want dis die hoek wat daai lyn maak met die positiewe x-as. So as ek vir A1 kan kry, en ek weet wat daai hoekie is, dan kan ek hom daar gaan inchak, want dan gaan ek die gradiënt van my reguit lyn kry. Dis wat daai formule vir my sê. Okay, so kom ons kyk. Ons het nou eintlik al 'n paar goed wat hulle vir my gee. Ons weet nou al wat alfa is. Ek het dit sommer al klaar gaan uitwerk. Boom, ons het hom. So as alfa 53 grade is, so dit beteken, sien julle my mooi regoorstaande hoeke weer? As alfa 53 is, dis daai chunk, dan weet ek E2 is ook daai chunk. Okay, so ek kan dit ook so lank gaan inskryf om te sê my E2 hierdie enetjie is ook 'n 53 grade. Okay, so ek het hierdie gaan insit. Hulle het vir my mos gesê in my vraag beta, daai onderste enetjie is 93,18, so ek het hom so lank gaan insit. En dan het hulle ook vir my, ons het nou gaan uitwerk om te sê my E is 53,13. Right. So my doel is nou om by A1 uit te kom. So jy kan jou binnehoeke van 'n driehoek gaan gebruik as jy wil om te gaan sê ek kan vir A2 gaan uitwerk, want ek het 'n driehoekie daarso. Dan kan ek my binnehoeke van 'n driehoek gebruik, en as ek hom het, dan kan ek met hoeke op 'n reguit lyn gaan werk. Ek gaan nie noodwendig daai pad volg nie, ek voel dit is heeltemal te lank. So om vir A1 te kry is om te sê, ons weet daai enetjie plus daai een is gelyk aan A1 met my buitehoek van 'n driehoek. So my vergelykingkie hierso gaan wees, ons weet 53,13 plus die 93,18 is gelyk aan hoekie A1 en dan my rede is die buitehoek van my driehoek. Okay, en dan kry ek vir A1 hierdie kant as 146,31. Okay, nou kan ek actually na die vergelyking van my reguit lyn toe gaan. Dit is wat ek gesoek het. Nou gaan kyk ek, die vergelyking van my reguit lyn, ek weet y is gelyk aan mx plus c, né? En ek kort my gradiënt. Maar ek nie gradiënt nie, maar ek het nou my hoekie. So al wat jy gaan doen, is jy gaan chak daai in. Ons weet mos nou, so al wat jy nou gaan doen, is jy moet daai net gaan inchak. So ek kan hom gaan skryf om te sê, die tan van, wel theta in hierdie geval is 146,31, is gelyk aan my gradiënt. Dan kry ek my gradiënt, onthou dis nie 'n shift nie, jy chak daai net so in jou calculator in, as 'n negatief 0,67. Terrible. Right. So die vergelyking van my reguit lyn sê op hierdie stadium, y is gelyk aan minus 0,67x plus c. Okay. En gewoonlik as jy 3 onbekendes sê, dan gaan stel jy mos 'n koördinaat in. In hierdie geval, jy kan 'n koördinaat gaan instel, want hulle gee vir my 'n pragtige koördinaat, maar hulle is super nice en hulle gee hom vir my as 'n y-afsnit. So ek weet, omdat daai my y-afsnit is,
kan ek hom net sommer dadelik al gaan insit in my vergelyking 0,67x minus 4. Jy kon ook die koördinaat gaan instel om te sê x is 0, y is minus 4 en dan gaan jy presies dieselfde antwoord kom vir my c, want jy weet mos vir 'n reguit lyn, daai represent my y-afsnit en hierdie is my gradiënt. En ek hou daarvan om net altyd te gaan check na my vergelyking en my skets, stem die tweeetjies mooi ooreen en dan kan ek sien hierdie lyn het ons nou net gesê, ons sê die vergelyking van hom is daai y is minus 0,67 en dan kan ek sien, okay, dis 'n negatiewe gradiënt en hierdie lyn kan ek sien loop af, so ja, dit stem al darm al redelik ooreen. Alright, en dit is die ander manier hoe hulle werk met jou inklinasiehoek.